5 Maart, aan die voete van die Meester. Ons ontvang die geloof wat deur die liefde werk. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Galasiërs 5 vers 6. Wanneer u tot die Here bid, moet u dit in nederigheid doen, sonder om te roem oor die groot dinge wat u bereik het, maar met 'n egte sielshonger na die seëninge van God. Christus weet altyd wat in die hart gekoester word. Ons moet glo dat die Here ons gebede sal verhoor, want alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Opregte geloof is die geloof wat deur die liefde werk en die siel reinig. Lewende geloof sal werkende geloof wees. As ons na die tuin gaan en ontdek dat daar geen sap in die plante is nie, dat die blare verlep is, dat daar geen ontluikende bloeisel of pragtige blomme, geen tekens van lewe in halm of tak is nie, sal ons sê, die plante is dood, trek hulle uit, want hulle ontsuur die bedding. So is dit met diegene wat voorgee om Christene te wees, maar geen geestelikheid besit nie. As daar geen tekens van geestelike krag is nie, as hulle nie die gebooie van die Here doen nie, dan is dit duidelik dat hulle nie in Christus, die lewende wynstok, bly nie. Geloof en liefde is die noodsaaklike, kragtige, werkende bestanddele van die Christelike karakter. Hulle wat dit besit, is een met Christus en sit sy sending voort. Ons moet voortdurend as leerlinge aan die voete van Jesus sit en met sy gawes van geloof en liefde werk. Dan sal ons die juk van Christus dra en sy laste optel, en Christus self erken dat ons een saam met hom is. Daar sal in die hemel gesê word, julle is medewerkers saam met God. Sal ons jong mense onthou dat dit onmoontlik is om God sonder geloof te behaag. En dit moet geloof wees wat deur die liefde werk en die siel reinig. Ons kan die waarde van 'n eenvoudige geloof en onvoorwaardelike gehoorsaamheid nie te hoog skat nie. Dit is deur die weg van gehoorsaamheid met eenvoudige geloof te volg, dat die karakter volmaak word.